As jy bly vanmiddag nie, huis van die Here bring. Amen. Ons gaan die naam van die Here groot maak om al die lof, al die eer en al die aanbidding gee. Ek wil net graag gou 2 dinge uitkom. Hierdie gaan jy bystoot. Okay. Ek gaan vra van pastoor hier, of ons sê ook en asseblief met ons sê. Kom ons sluit as. Dankie vir elkeen wat hier kan wees vandag. Ja. Vra Here dat U met ons kom woon, Here. Want dit is hoekom ons hier is. Dat U met ons kom woon. Ons loof en ons prys U naam, Here. Here, ons bid dat U die musikante sal salf en sal seën. Dat U die prediker van die aand, van die oggend ook sal seën. Amen. Here, die woord wat U vir hom gegee het, lê dit op sy hart. En stel hom in staat, Here, om hy woord vir ons te kan bring. Ons wil staan soos Nikodemus gestaan het, Here, wat hy vir Petrus ontmoet het gesê, ons is hier saam, ons wil hoor wat die Here vir ons sê. Amen. Daarom bid ons en ons vra, Here, kom praat met ons. Want ons is 'n nuwe beweging, maar is nie net vir 'n nuwe beweging nie, ons is hier saam met 'n doel, Here. Daarom bid ons, Here, dat U met ons sal wees. Kom ontmoet elkeen, Here, op die punt waar ons is. Here, ons vra dit nie dat dit verdien nie, maar slegs dit genade uit. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here. Daar's 'n koortjie wat sê, shake off those heavy burdens, lift up those holy hands. Let all God's people praise the Lord. Nou ons wil graag die aksie sien, julle. Ons is vanaand of vanmiddag nie so baie soos gisteraand nie, maar weet julle wat, kom ons wys ons kan sing soos gisteraand. Ja. Is dit reg? Prys die Here. Moving through the sun, oh reach out and touch me all you can. Oh from the high mountains to the low valley. Praise the Lord.
Ek het vanmorgen gelees in Psalm daar staan geskrywe dat alles wat asem het, die Here loof. Amen. Nou ek gaan vra soos wat ek maar altyd die gewoonte het om te vra. Blaas gou 'n bietjie in jou hand. Voel jy iets? Ja. As jy iets voel, dan moet jy die Here loof en prys. Ja. En as jy iets voel, niks voel, is jy lankal dood, jy weet dit nog. Solank alles wat asem het, selfs hierdie masjien, hierdie trekklavier, daai asem wat hy het, loof en prys die Here. So ek wil ons vanmiddag, kom ons los dit, kom ons breek net alles af en ons fokus vanmiddag op die Here. Ons sê Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U te loof en te prys. En vergeet van wat mense van jou gedink, want mense dink in 'n geval net wat hulle. Amen. Maar sê net vanmiddag aan die Here, Here, dankie vir U goedheid en U guns. Dan sou ek voor wat sê, lift Jesus high. Amen. Lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. En dis stil deur die Bybel. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, we'll lift him up for the world to see. He said, if I be lifted up from you, I will draw all men unto me. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, we'll lift him up for the world to see. He said,
lifted up from the earth, I will draw all men unto thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, oh, lift him up, oh, you see. He said he was, be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Look at those, hallelujah. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, oh, lift him up, oh, you see. He said he was, be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Prys sy naam. Nou as ons God oplig, dan sal die gees van die Here ons kom volg. It's coming down, down, down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. It's coming down. It's coming down. Down, down, it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. The glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, 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 it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. It's coming down, down, it's coming down. And the glory of the Lord is coming down. Oh, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. Yes, and the glory of the Lord is coming down. When the saints begin to pray, the Lord shall have his way. And the glory of the Lord is coming down. Ek weet julle vry waar. Ek kan sien hoe die sweet afloop. Maar soos wat ek vir my gemeente sê, jy kan kies of jy kan hier warm kry of op 'n ander plek. So ek wil die naam van die Here groot maak. Ons gaan nog een opgewekte koortjie saam sing. Die hemelse koor staan. Amen. Solank as wat ek en jy kan asem, is daar 'n geleentheid. Amen. As ons asem uitgeblaas het en ons het nie 'n besluit gemaak, dan is daar nie meer 'n geleentheid. Die hemelse koor staan. Die hemelse koor staan. Die hemelse koor staan.
ons een koortjie nog gaan saam sing, en dan gaan ek oorgee vir die tent, en dan gaan pastoor Frans ons bedien met die woord. En ek dink as ons kyk na ons geloofsbelijdenis, dan weet ons dat ons hele geloofsbelijdenis draai om Jesus. And therefore Christ is my everything. Amen. He is my all. As hy vandag met ons. Ons word gesê dat ons is Jesus in. Because Christ is my everything. Christ is my everything. He is my all. Christ is my everything. For great and small. He gave His life for me. Onsself voorberei om in die skatkamer van die hemel die hemelse spyse te geniet. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat U met pastoor Frans sal wees, dat U sy woord sal louter, dat U sy woord sal inspireer, en dat ons kan sê soos wat U woord sê, en die Gees van die Here het saamgewerk. Dankie vir die voorreg wat ons het, om op hierdie dag nog hier by mekaar te kom, om te kom luister na U kosbare woord. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan net sit na geneem, ek gaan nou oorgee vir die tent wat gelewer gaan word, en dan gaan ons ook met sy oor. Prys die Here. Ons is vandag op die beste plek waar ons ooit kan wees. Dit is in die teenwoordigheid van 'n allerheilige God. Jy weet, ons gaan almal maar deur storms in die lewe en ons gaan maar almal deur moeilike tye. En daai moeilike tye is nie daar om ons te grind nie, soos ons maar sê nie. Dit is daar om ons sterk te maak en ons geloof in Christus te bou. Amen. En net soos die kruisgang het daar 'n oggend gekom. Daai oggend van die 3de dag het gekom en hy het opgestaan. Amen. En net so, baie keer sê ons vir die Here, ag Here, ek kan net nie meer nie. Hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog deur al hierdie dinge gaan?
En dan dink ek net weer aan die kruis. Wat het hy vir my gedoen? En wat het hy weerstaan? En vir hom was daar 'n nuwe môre. En vir my sal daar ook 'n nuwe môre wees. En vir jou ook. Amen. Halleluja. God's children too long have been burdened. They're longing for heaven's green shores, where heartaches are left far behind us. And burdens are carried no more. Come morning, I'll walk by the river, and I'll rest neath the evergreen tree. So I'll carry my cross through the midnight, and come morning, there's glory for me. Sometimes I'm despised and rejected, and I question, oh Father, how long? But then I take one more look at Mount Calvary, and it gives me the strength to go on. Come morning, I'll walk by the river, and I'll rest neath the evergreen tree. So I'll carry my cross through the midnight, and come morning, there's glory for me. Come morning, I'll walk by the river, and I'll rest neath the evergreen tree. So I'll carry my cross through the midnight, and come morning, for me. Was hy? Ja, kom ons doen dit. Amen. Maar
Vader, deur u genade en u genade lê, staan ek hier vandag, Here. Here, u het my geïnspireer, dis al wat ek weet, Here. Vra dat u my sal lei, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek groet julle dan ook op hierdie wonderlike dag in die naam van Yeshua, ons Messias, of Jesus Christus, soos ons dit ken. Ek weet, Dr. Rian sal verstaan, as ek sê ek het nie 'n titel nie. My naam is Franson, my ma het my so gedoop, en my van is Betoy, en ek is baie bly daaroor, want my naam beteken iets, en ook my van. My naam beteken 'n verloste, iemand wat verlos is. Ek is 'n verloste van Koning Jesus Christus. Amen. En my van beteken, baie mense translate dit of vertaal dit as iemand wat bo op 'n dak sit. En die regte Franse vertaling is iemand wat verhewe is. En ek is nie verhewe nie, ek is opgelig deur Jesus Christus. Amen. Om te kan uitstaan vir die wêreld. Nou ja, ek wil net 'n saak regmaak. Nou toe ons almal self bekend moet stel, het ek toe daai mikrofoon omkom kry, daai mikrofoonfobia. En ek het heeltemal vergeet om te sê, die mooi jong girl wat saam met my gekom het is my vrou. Want naam is Natasha. En ek is baie lief vir haar. Daar's net 2 in hierdie hele wêreld wie ek omgee wat van my dink. Wat iemand van my dink. Dit is Koning Jesus en my vrou. Enigste 2 waaroor ek worry. Die res, ek worry nie. Ek wil sommer vooraf sê, voordat julle vanmiddag met klas, voordat ek die klas, los die bakstene uit. My kar is reg geparkeer, ek sal ry. Want ek gaan vir jou waarborg gee, dat ek vir jou gaan onttrap vandag. Ek kan jou waarborg gee. En dit kom nie uit my eie uit nie, dit kom nie omdat ek moeilikheid stuur nie, dit kom uit van die waarheid van die Here. Toe ek gevra was om, wil ek graag deelneem, het ek met albei hande hierdie geleentheid aangegryp en gesê, yes, ek sal dit doen. En toe die tema sien, toe sê ek, yes, ek sal dit doen. Want ek is nie bang daarvoor nie. Waaroor gaan ek praat? Net waarvan ek oortuig is. My hoofteksgedeelte kom uit Markus, as jy saam met my wil lees, Markus 12, en in vers 29 is die Here besig met 'n gesprek met mense wat geleer is, mense wat baie weet, mense wat die Here wou vasvra. Hy sê in Markus 12 vers 29 en Jesus antwoord hom, die eerste van alle gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Nou ek wil hierby so net 'n oomblik stil staan voordat ek verder aangaan. Hierdie teksskrif word deur so baie mense verkeerdelik gebruik of gebruik vir hulle eie doeleindes, laat ek eerder so sê, né? Die Here ons God is 'n enige Here. Nou die Hollandse Bybel, die 1901 Hollandse Bybel sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Een. Meaning daar is geen ander soos hy nie, en hy's enig. Dis net hy, daar is nie 'n ander God nie. En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Hy sê die tweede hieraan gelyk. Dus jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit. Nou ja, mense wat my ken sal weet dat ek fascinated is deur 2 dinge, lugvaart en seiling, om seiljagte te kan. Ek wou verskriklik graag 'n seiljag gaan koop het, en tot ek die pryse gesien het, toe sê ek nee, ek sal dit nou maar op 'n ander leeftyd kom doen. Is te duur. Maar dit stop my nie om te bestudeer hoe het mense in die vroeë tyd hier in Suid-Afrika aangekom nie, hoe dinge ontwikkel tot waar ons nou is. En daarom wil ek vanoggend in lyn met my boodskap vir julle eers 'n kort storie vertel van 'n seilskip. Ek weet nie of julle al gehoor het van die storie van Batavia. 'n Seilskip met die naam van Batavia. Nou hy het vir die Verenigde Oos-Indiese Kompanie geseil. Of daar was 'n plek gewees of 'n maatskappy gewees wat hulle self die Verenigde Oos-Indiese Kompanie genoem het. Hulle het die wêreld in daai tyd, Holland het die wêreld eintlik basies oorgeneem en alle nuwe plekke gaan besoek om handel te dryf. Nou ja, hierdie skip is gemaak, of hy vertrek in Oktober 1628, net nadat hy gemaak is, vertrek hy as 'n vloot van 8 van Texel uit Holland uit, op pad na Jakarta toe, of Batavia. Nou, die kaptein van die seilvaart, of die van die skip is Francesco Pelsar, sy onderkaptein Aaron.
Die mense aan boord was min of meer oor die 300 mense gewees, die vrag, silwer en goud vir handelsdryf. Nou ja, nou ek weet nie, ek wil vir julle so sê, dat hierdie skip se vaart was van die begin af verdoem gewees. Dit was sy nooiensvaart, en dit was verdoem gewees van die begin af. Hoekom sê ek so? Wel, dinge is in daai tyd, of was in daai tyd nie soos dit nou vandag is. Vandag is dit lekker, as jy op 'n seilig gaan klim, dan het jy al hierdie weather predictions, hulle sê vir jou, wat is die weersomstandighede, hoe lyk die wind, waarheen waai die wind, hoe gaan dit wees, is daar rowwe see, is daar tornado's, al hierdie goeters. Daai tyd het hulle dit nie gehad nie, inteendeel, hulle kaarte van die wêreld was nie eens volledig gewees nie. Hulle het maar gegaan op wat hulle gesien het, en met die bietjie kaarte wat daar was, het hulle gesê, so as ek nou vanoggend sê, dit was dodgy gewees, dan verstaan jy hoekom ek sê dodgy. Voor die skip nog eintlik die hawe verlaat het Aaron, al klaar planne gehad. Hy het muitery beplan, voordat die skip die hawe verlaat. Jy sien, hy en die kaptein Francisco het al voorheen vasgesit oor dinge, en hy het besluit met die volgende vaart, gaan hy dinge vir hierdie kaptein Francisco baie moeilik maak. So, daar al klaar groot probleme. Die skip begin toe nou seil, hulle seil hier in die Weskus van Afrika af, hulle seil op die Kaapstad, hulle besoek vir Jan van Riebeeck daarso, hulle maak weer nuwe voorraad in die skip vol, en hulle gaan in die Indiese Oseaan op pad Jakarta toe. In die Indiese Oseaan kry hulle 'n storm. Die storm waai hulle van koers af. En soveel so dat hulle op 'n rigting beland na Australië toe, aan die Weskus van Australië. En hulle beland in 'n area in die Weskus van Australië wat Abrolhos genoem word. Die weet wat beteken daai woord Abrolhos. Dis 'n Portugese woord. So ek verstaan dat as Afrikaans, jy gaan nie verstaan wat dit beteken nie. Abrolhos beteken maak oop jou oë. Die skip eindig op 'n rif, en natuurlik sink hy, hulle eindig op by 'n eiland, naby aan Beacon Eiland, waar al hierdie mense nou afdrif, en alle mense het nou alweer hulle lewens verloor, as gevolg van hierdie skip wat gesink het, maar hy groot klomp van hulle maak dit tot op die eiland. Francisco besluit, hy gaan die lewensbootjie vat, en hy gaan seil, hy gaan hulp soek. En nadat hy die mense op daar gelos het op hierdie eiland, gebeur daarvan een van die grootste muitery wat in die geskiedenis opgeteken is. Mans, vrouens en kinders word vermoor. Voor die voet word hulle vermoor. Toe die Batavia Holland verlaat het, was daar meer as 300 siele aan boord. 109 siele word in Beacon Eiland vermoor, en net 80 van hierdie siele maak het weer terug tot in Holland. Wat as jy dit nie ek wil vir sê, ek ken 'n ander skip, wat 100% in dieselfde omstandighede verkeer. Hierdie skip se naam is Christendom. Maar voordat jy my nou kruisig omdat ek die woordjie Christendom gebruik, ek praat van kinders van die Here. Ons is op 'n skip, besig om te seil. Ons wil daardie mooi hawe van die Here bereik. Is dit nie so nie? Blyk of jy sê, hierdie skip word bedreig deur dieselfde omstandighede. Daar's groot storms, en daar is muitery wat plaasvind. Nou ja, voordat ek aangaan en wil ek net hierdie verklaring maak, dat julle nie dink dat ek op my eie uit by sekere dinge uitkom nie. Die tema van hierdie konferensie, is ek reg, Pastor Willie, is genade of die wet. Nou ek gaan nou hierdie verklaring eers maak, voordat julle dink dat ek op 'n ander manier by my verlossing uitkom. Ek erken vanoggend voor julle almal, dat ek nie uit die werke van die wet gered is nie. Ek is deur genade en genade alleen. Amen. En dit nie deur my eie toedoen of my eie vermoë nie. Ek weet, wie se naam is ook op daardie kruis met bloed geskryf? My naam. My naam. Ek weet ook wie se naam was op sy gedagtes gewees, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. My naam. Amen. Maar nou wil ek jou sê, nou is ek 'n verloste kind van die Here. En ek leef as 'n verloste kind van die Here, maar los dit my daar. Los dit my net daar, ek is nou 'n verloste kind van die Here. Nee, ek wil vir jou sê, dit bring my nou by gehoorsaamheid uit. Ek het nou nodig om die Here gehoorsaam te wees. En ek het al baie predikers gevra, waaraan moet ek gehoorsaam wees?
En dan begin hulle stotter. Dan weet hulle nie wat om van my te sê nie, want hulle weet nie. Hulle weet nie. So, nou wie moet ek nou consult? Wie moet ek nou vra? Here, wys my die pad vorentoe. Nou oké, hierdie skip soos ek gesê het, van Christendom moet ook nou seil. Maar ons is een voor die Batavia. As ek nou vir jou so sê, dan sê ek, die Here het ons nie gelos nie. Ons Jahwe, ons Elohim, het ons nie gelos om dit vir onsself uit te figure nie. Om op ons eie nuwe kaarte op te trek en goedes te doen. Ons het ten minste 'n GPS wat die Here vir ons gegee het om te sê presies waar jy is en waarmee jy besig is. Hy gee vir ons hierdie Bybel. Nou wil ek vandag vra. Ek weet julle gaan nou nie weet dit is 'n Bybel nie. Julle neem aan dit is 'n Bybel. Ek dink is net iemand wat saam met my stem met sy Bybel lyk soos myne. Nee, myne lyk nog 'n bietjie verwaarloos, 'n bietjie gebruik. Inteendeel is nie my Bybel, is Natasha se Bybel. Ek gebruik om die skrif is 'n bietjie groter, ek het 'n bietjie blind begin word. Ek het 'n bril, maar ek is te lui om te dra. Dan ons verklaar dat hierdie is die woord van God. Ons staan by die woord van God. Amen. Ons het nie 'n ander medium waardeur ons werk nie. Hierdie Bybel gee vir ons rigting, waarskuwing, vermaaning en sekerheid. Bo dit alles het die Here ook sy hand gegee om ons te lei. Sy Gees gegee om ons te lei in hierdie woord. Maar hoekom? Daar is te veel gemorsel aangejaag in oor tyd met hierdie woord van die Here. Daar is al moord gepleeg onder die naam van die Here. As jy nie daarvan weet nie, dan kan ek vir jou vertel. Ek kan vir jou vertel van the Knights Templars, wat in die naam van die Here, wat onder 'n kruis mense vermoor het, uitgewis het. Vandag vra ek vir jou die vraag, wat maak jou bang van, en waarteen skop jy as jy hoor die 10 gebooie en die seremoniele wet? Waarteen skop jy? Skop jy die 10 gebooie of die seremoniele wette? Nou ek gaan vir jou skrifgedeelte lees, jy kan saam met my lees, en ek werk op Paulus se skrifgedeeltes, en jy moet dan maar saam met my dit lees en kyk of jy saamstem. Hy sê die volgende, 2 Timoteus 3 vers 16, hy sê die hele skrif, Genesis tot in Openbaring, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, lering. Was vir die laas waar die meeste van die mense uit die pad uit begin val, want hulle wil nie leer. Ja. Hulle wil nie leer. Weerlegging. Sê tog nog net vir iemand in Afrikaans of Afrikaner mense dat hy verkeerd is, dan kyk jy nou waar krap jy doen is op. Tot 'n regwysing. Tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Is dit nie so nie? Wat was eerste gewees? Die 10 gebooie of die seremoniele wette? Die 10 gebooie. Die seremoniele wette het gesprei uit. En dit was ook interessant vir die wat ons wat nog nie geleer het van dit nie, kan ek vir julle vertel, net na hierdie episode waar Moses die berg op moes gaan om die 10 gebooie te kon ontvang, daarna gee die Here vir hom 'n instruksie om 'n tabernakel op te rig. Sodat God in teenwoordigheid kan wees van Israel. Sodat hy hulle kan lei deur die woestyn. Sodat hy met hulle kan wees, sodat sy teenwoordigheid daar kon wees. En hoe het hierdie tempel gewerk? Agter het jy ingekom? Koperaltaar. My Jesus gekruisig vir my. Koperaltaar. My lam, soos Johannes hom uitroep, daar is die lam van God. Wat in hierdie tyd vir ons geslag is. As ek nou jou vandag omkrap, dan is dit fyn met my. Ek worry oor wat die Here van my ding moet doen. Amen. Amen. Die kruis is niks. Dit was hy wat aan die kruis gehang het. Amen. Amen. Dis waar. My verlosser, my Messias. Die een voor wie ek kniel en buig. Voor geen ander. En as jy verby stap, dan kom jy by die koperwas kom, is ek reg? Die priesters moes hulle gesigte was, hulle hande was, hulle voete was, voordat hulle kon ingaan. Hulle gesigte was, hulle verstand,
Is dit nie wat hy in Romeine skryf nie? Vernuwe. Hoe vernuwe ek my verstaan? TikTok te kyk. Facebook te kyk. Nee, deur 'n studie van die woord van God. Ja, amen. En Pastor Willie, ongelukkig het ek nou 'n operasie gehad, so 2 weke terug in hierdie skouer. Ek wou nou vanoggend 'n Bybel gebring het en dit vir julle kom opskeer het. Gelukkig die Here maak nou vir my so dat my skouers seer. Ek wil vir jou sê hoekom. Ek gaan nou vir jou sê, hang net 'n bietjie aan my. Ek gaan nou vir jou sê hoekom dat ek 'n Bybel opskeer voor mense. Dis nie die eerste keer nie. Die seremoniele wette het gesprei uit die 10 gebooie. Die 10 gebooie, as jy nou verder verby die koperwas kom staan, dan stap jy nou daar die plekke waar ons almal wil wees. In die teenwoordigheid van God is dit so nie links van ons, die menorah. Die gees van God wat oor ons skyn en in ons skyn, wat vir ons lig gee. Wat ons pad vir ons lig maak sodat ons kan wandel. Wanneer ons die woord lees, dan maak hy dit vir ons duidelik. Het jy al gehoor dat daar 'n skrifgedeelte is wat sê die skrif is nie 'n saak van eie uitleg nie. Dis nie hoe ons dit doen nie. Hoe ons die Here wil hê ons moet dit lees. Regterkant, die tafel met die toonbrode. Wat sê dit vir my? Dat God is my voorsiener. God is my provider. Hy sal voorsien. Jy nou deurstap in die allerheiligste en daar waar die ark was. Wat was binne die ark gewees? 10 gebooie. Die staf van Aaron wat gebod en gebloei het 1 keer 'n jaar. Die bakkie manna. En 'n houer met manna. 10 gebooie was binne. In the heart of it all. In die binneste van dit alles. Die 10 gebooie. Waar was die seremoniele wette gehou gewees? Aan die tas aan die buitekant. Hoeveel seremoniele wette was daar? Of is daar? 630. 248 positief, 365 negatief. Wat is die doel? Wat is die doel van die 10 gebooie? Wat is die doel? Hoekom wil ek jou nou vertel vandag van die 10 gebooie? Wat is die doel van hierdie 10 gebooie? Dit is die manier waarop ek my verbond met God sluit. Om sê, Here, ek sal diensbaar wees. U het my nou gered. U het my verlos. Ek het hierdie hele toneel waargeneem, Here. Ek het gesien hoe kom ek by die poorte in en ek sien U is gekruisig. Hy is vir my afgebeeld in my gedagtes deur prediking van mense en die lees van hierdie woord as my Messias wat vir my geslag is, soos die lamme wat hulle geslag het in daardie tyd. Ek het vorentoe beweeg, ek het die woord van die Here begin ondersoek, my gedagtes, my hande, die manier waarop ek doen, die manier waarop ek wandel, begin verander. Ek het dit in lyn met die Here begin kry. Want hoekom? Ek kan nie in daardie tabernakel reg rondom oralste rondwandel nie. Daar's 'n spesifieke roete wat ek moet wandel. Hoekom? Want ons wil by daardie plek uitkom waar die Gees van die Here oor ons en in ons uitgestort word. En dan vra die Here vir ons, wat van gehoorsaamheid? Wat van gehoorsaamheid? 10 gebooie bevestig dat ek 'n verbond met die Here het. Seremoniele wette dan, Fransman? Die seremoniele wette fokus op suiwering, offers, feestydde en die eed. Is ek reg? Dis manne wat geleerd is. Julle kan my reg help. Dit handel oor suiwering, offers, feestydde en die eed. Ons kyk gou na suiwering. Sing ons nie, Here, purify my heart, Lord. Sing ons dit nie. Soek ons dit nie wanneer ons die woord van die Here ondersoek. Purify my heart, Lord. Maak my hart opreg, Here. En jy gaan sien, daai seremoniele wette gaan lees, gaan jy sien, dit gaan daaroor. Ek gaan nou net kom waar, moet jy ons skof vaskop. Offers. Jong, Pastor Milies, ek het al ouens gekry uit 'n kar uit wil ruit spring terwyl hy beweeg as ek met hulle oor hierdie goed praat. Dan vra ek as ek hulle sê, ja, ek is nie onder die wet nie. Ek is vrygekoop van die wet. 2 of 3 skrifgedeeltes van Paulus wat julle heeltemal verbuig om dit te regverdig. Heeltemal verbuig. Vat wat hy daar sê. Paulus sê, jy kan nie weer ander bloed as die bloed van Jesus Christus voor hom bring nie. Daar's geen ander bloed wat geken word as die bloed van die lam nie. As ek nou my kinders leer om aan die vooruit besny te word, wat doen ek dan? Ek sê, die Here is nie vir my gekruisig nie.
As ek nou vandag 'n lam moes bring en hiervoor julle kom slag het, wat sê ek? Jesus se bloed is nie goed genoeg vir my nie. Dis wat Paulus sê. Maar sê hy bestraf hy die wet? Nee, inteendeel. Ek vra partykeer vir predikers, hoe kry julle geld uit julle gemeentelede uit? Leer julle hulle van tiendes en offerandes? Dan sê hulle, ja. Sê, waar kry jy dit? Julle kry dit uit die wet uit. Die wet wat julle vervloek. Die wet wat julle wegjaag. Daar gaan al julle dit uit. Feestyd, is ons nie besig met 'n feestyd nie? Is ons nie besig met Paasfees? Herdenk ons nie dat hierdie Jesus Christus wat voor ons gekruisig is, die dood ingegaan het en vir ons opgestaan. Herdenk ons dit nie hierdie tyd nie. Ek was baie bly om te sien hoe Pastor Wille julle dit doen oor die naweek, gisteraand te klink. Dit was my lekker om daai stukkie te kan dophou en te sien hoe word dit gedoen. Uit opregtheid van hart, uit nederigheid. Was ons voete. Pastor Willie, was 'n gemeente wat my weggejaag het as gevolg van dit. Nou is goed by laat, lief nie vir my. Gemeente het my weggejaag as gevolg van hierdie woord wat ek vandag vir julle verkondig. Feestyd. Dieet. Nie worry oor dieet nie. Kom ek vra jou vraag. As Enzo Ferrari 'n kar gebou het en 'n voorskrif het van wat se olie in daai kar moet ingaan, het hy reg om so te kan sê? Tuurlik, want hy die kar gemaak. Ok, kom ons vat dit 'n bietjie laag af, want Ferrari is 'n bietjie laag bo ons almal se vermoëns, né? Ford, ek ry Ford. Julle weet dat Ford 'n voorskrif het van die olie wat binne na engine ingaan. As jy verkeerde olie daarin gooi, jy gaan 'n kernbelt in die prys doen. Want Ford, 'n voorskrif is gemaak waarby ons moet hou. As hierdie God ons gemaak het, as ons sy eiendom is, het hy ook nie 'n voorskrif om vir my te sê wat is goed vir my om te eet nie. Dis so. So sê ons nou, die wette is niks. Sien Pastor Willie, dis waar ek nou die Bybel begin skeer. Sy sê die Ou Testament help nie meer vir jou nie. Skeer hom af. Inteendeel later in my gemeente ek het gedoen, ek het so mooi kagel die voor die kerk gehad. En dit was so amper in die winter gewees so tyd van hierdie van nou. En ek het 'n boek gevat wat baie naby aan die Bybel is, want ek sou nie regtig die Bybel skeer nie. Dis my heilig. Dis my te kosbaar. Ek kan daai woord vir alles te gee iemand gaan gelees word. Maar ek het 'n boek gehad wat gelyk het soos die Bybel. Ek het hom so in die helfte gevat en die helfte gesteer om in die vuur gegooi. Ons brand dit weg. Want plaas dit jou nie weer nie. Dan hoef jy nie daaraan te dink nie. En dan moet jy sê, daar's boeke in die Nuwe Testament wat ook nie joune is nie. Wat is nie vir jou geskryf nie. Amen. Jy kan die Hebreërs sommer eers uithaal en weggooi. Wat is vir die Hebreërs? Matteus, Markus en Lukas kan jy ook amper heeltemal verloor. Waaruit lê jou saligheid dan? So 'n klein stukkie van die Bybel. My saligheid lê in hierdie hele woord. En in die volheid van hierdie woord. En hom wat dit geïnspireer het. Amen. En in niks anders nie. Een mens kan dit nie doen nie, François. Die wet is te moeilik. Ok? Wie het so gesê? Wie het so gesê? Maar ek sê vir wat sê die Here. Ons kan na Deuteronomium 30 vers 11 toe gaan. Die Here besig om vir hulle te verduidelik. Hy's besig om hulle reg te maak. En ons moet weet, nou na Deuteronomium praat hy van seën en vloek. Kies dan die lewe. Hy sê vir hulle in vers 11 van Deuteronomium 30, hy sê, want hierdie gebod wat ek julle vandag beveel. Wie is hy? Is hy my God of is hy my baas of wie is hy? Hy is my God, hy het reg en aanspraak op my lewe. As ek sê ek is syne, as ek sê ek is deur sy bloed gewas, as ek sê hy het vir my ook opgestaan, as ek sê my naam is ook aan die kruis, dan moet hierdie vir my geld. Dis nie vir jou te swaar nie. En dis ook nie vir jou te ver nie. Hy sê, jy het nie nodig om in die hemel op te klim nie, om dit te gaan haal nie. Hy sê, jy hoef nie oor die see te gaan nie. Hy sê, in jou hart sal dit wees. Amen. In jou hart sal dit wees, om dit te kan doen, en maklik en uitvoerbaar is dit. Of is dit eerder 'n saak van muitery? Op hierdie skip van ons van Christendom, is dit nie 'n saak dalk van muitery nie. Daniël kom,
En ek wil nou vir jou sê, dis hoe ek dit verstaan. As jy 'n ander opinie het, jy is welkom tot dit, dis hoe die Here my oortuig het, en dis hoe ek dit verstaan. Die Here verduidelik my dinge op 'n praktiese en 'n lae manier. Jy sien, daar is mense wat hoë kapasiteit het, en dan is daar mense wat lae kapasiteit het, soos ek werk op lae kapasiteit. Kan nie te veel invat, ek moet stadig leer. O, okay. Sien jy nou ook klaar vas. So my lae kapasiteit verduidelik die Here vir my dinge in my lewe wat vir my prakties is. Dinge wat ek makliker kan verstaan. Sien, as ek jou nou vandag vertel dat ek 'n polisiebeampte is vir die laaste 36 jaar, dan gaan jy dit verstaan. Ek weet, 'n vuurwapen het 2 versiere nodig. 'n agterste een en 'n voorste een. Anders dan gaan jy niks raak skiet nie. Ek kan dit nie so sê nie. Daar's sekere polisiemanne. Laat ek dit op die sê. Kos ons daar. Daar kan net soos die laaste mense wat gatjie kan skiet met 'n pistool nie. Ek bedoel niks daarby nie. Ek vra, is dit nie 'n interessant van my terrein nie? Op hierdie skrif van Christendom. En ek kan vir jou sê, ek kan dit bevestig dit is. Die boek Daniël word geskryf as 'n middel om ook openbaring te kan verstaan. Die een is 'n template vir die ander een om seker te maak jy is nie besig om droog te maak nie. Jy is nie besig met jou eie dinge nie. Toe hulle hierdie plek gebou het, dit was probeer die hele regtig baie mooi plek. Ek en pastoor Emil is verbaas oor die verskriklike mooi gebou en mense wat julle het. Ons is eintlik so 'n bietjie jaloers. Ons wens ook ons kan sulke mooi plekke gehad het. Die Here het julle geseën. Amen. Maar die persoon wat hier kom bou het nie net so 'n paar bakstene gepak en aangegaan soos hy wou nie. Hy het 'n lyn gebruik. Hy het 'n planne gebruik. Hy het gebou tot op 'n sekere hoogte, op 'n sekere vlak. My pa was 'n bouer gewees, dis kom ek jou kan sê, ek is amper seker elke 4de laag het 'n briefforce ingesit om seker te maak die buurt trek nie mekaar. So het by God hierdie woord ook aan mekaar gesit. Perfek. Daar's niks fout met hierdie woord nie. Daar's baie met hom getemper. Daar's baie met hom gespeel en verander. Want ek kan vir jou sê, dis my terrein. En ek gaan vir jou lees, Daniël waarsku ons daarin teenoor. Hy sê in Daniël 7, hy praat van 'n sekere entity. Ekskuus as ek so baie Engels gebruik. Hy praat van 'n sekere entity. Hy sê en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Wie is die Allerhoogste? God. En hy sê en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Wie kan vir my sê hoe Petrus doen? Hulle het hom gekruisig. En toe hom daar by die kruis bring te sê, kerels, kom ons soek aan mekaar mooi, ek is bang om in die kruis toe te gaan. Maar ek is nie waardig om te sterf, soos my Messias nie. En hulle het ook oor sy boord gekruisig. As jy verder die geskiedenis lees, was van hulle in leeuhokke gegooi en verbrand en baie dinge het gebeur. Maar weet jy wat het gebeur? Hulle kon hierdie vlam van die evangelie van Jesus Christus nie doodkry nie. Amen. Die vuur het bly brand en niemand kon dit verander nie. Maar Daniël het hierdie woorde gespreek en dit het gebeur soos wat Daniël gesê het, want Daniël het nie uit homself gepraat nie. Daniël het gepraat wat die Here vir hom gewys het om vir ons te leer, sodat ons nie in die moeilikheid kom nie. En ek wil vir jou sê, hierdie stuk Christendom is ook nou in die abrollos. Tyd om ons oë oop te maak en te sê, Here, in watter water seil ons nou? Wat is hierdie wind wat waai? Hoe diep is die water waar ons seil? Een skip soek nie weer land nadat hy gemaak is nie. Een skip soek diep water. Beste plek vir enige skip, diep water. Hy sê, en hy sal probeer om tye en wet te verander. Het hy dit reg gekry? Ja, jy kan met my stryd net soveel soos jy wil, gaan kyk maar wat het gebeur. Hy het gekom om tye en wet te verander. En hy sal hulle, en hulle sal in sy hand oorgegee word, gedurende tye en die helfte van die tyd. Nou ja, daai gaan ek nie op ingaan. Ek kan vir jou daarop ingaan, daar's tye wat daarin is, maar as ek nou moet aanhou om vir julle meer van hierdie goed te gee, moet ek vir so 15 minute voordat pastoor Emil sy boodskap bring, net vir my indication gee om te sê dat hy kan so lank opstaan en gaan regmaak en dan is ons nog nie klaar nie, sodat hy net kan oorvat dat hierdie spreekstoel vir hom warm hou en aan die gang hou. Hierdie Yeshua van ons, het hy dit kom bevestig of het hy dit kom afkeer?
Vra met liefde. Ek gaan vir jou skrifgedeelte sê, jy kan van daar af net dit maak, net wat jy wil. Het hy gekom om die wet en die profete weg te vat, soos baie dit sê? Weet nie. Weet nie. Matteus 5. En elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word ook in die koninkryk van die. Amen. Jesus, nie Petrus of Paulus of iemand anders te bepraat nie, die Messias. Wie is hy? Net nog iemand anders. Jy sien, die Jode sê ja, ons erken Jesus Christus, ons weet hy is gekruisig. Hulle sien hom niks anders as 'n mens of 'n goeddoener nie. Ek en jy weet wat is die verskil. Ons weet dit is God, wat met ons kom praat, hy onder ons kom wandel. Amen. Hy was by ons, met ons. Hoekom? Om ons te verlos, want ons kon nie onsself verlos nie. Hy het die ou verbond om vervul. Wat beteken dit? Ek wil dit klaar maak, François. Nee. Nee. Lees asseblief die Bybel mooi. Ek vra jou mooi. Lees die Bybel mooi, lees dit aandagtig en vra die Here, want jy sien die Here het nie verniet sy gees uitgestort oor ons nie. Dis om seker te maak dat ons nie misbruik maak van die Bybel nie. Wat sê hy? Hy sê, John, as jy vir daai beeld kyk en 2 keer kyk en sê, ai, wat 'n lekker aan sal dit nie wees nie. Jy klaar gesond. Jy het nie nodig om saam in bed te wees. Wat het hy kom doen? 'n Ou Testamentiese wet kom vat. Hy sê as jy iemand begeer, ander man se vrou begeer. Is dit so nie? Jy moet stap met daar asseblief. Ek sien jy gaan bereik. Jy het my vasgetrek. As dit my vasgetrek, ek kan nie eens weggaan nie. En dis nie dat ek kan bestuur nie, ek het jarenlang by blitspatrolie gewerk. Vir die Here se woord sal ek nooit weghardloop nie, pastor. Die vrees wat ek in my het, is vrees om te doen dinge wat nie vir die Here behaaglik is nie. En dis hoekom as ek hier kom staan, bewe ek. Want ek vrees die Here te veel. Nie my eie dinge kom praat nie. Kom praat wat die Here jou gegee het. Matteus 11 vers 30. Want my juk is sag en my las is lig. Wat is dit? Wat is die maklikste ding om te doen? Kom ek vertel jy, dis iets wat in Suid-Afrika nie normale ding is. Matteus 22 vers 40. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Aan hierdie wet, watter wet? 1 Korintiërs 13 vers 13 verklaar ons. Wat is hierdie sleutelgedeelte om die ding te kan regdoen? Vers 13 van 1 Korintiërs 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan, liefde. Die Here kom gee ons 'n gebod van liefde. Alraai, kom ons stap net so 'n bietjie terug. Wat het die Here in Exodus 20 kom vra? Wat het hy kom verklaar? Hy sê, ek is die Here jou God. Ek is die Here jou God, wat jou verlos het in die slawehuis van Israel. Is dit nie so nie? Eerste gebod. Ek is die Here jou God. Nou, maar ek is nie Israeliet nie. Nou wat is jy dan? Buitestander? Wat is jy? Is jy deel van Israel? Ek dink my pastoor het gister gesê, ons wat die wille olyf is, wat ingeplant is op die oorspronklike. Waar plant jy dan? Wie is jou wortels dan? Israel is ons wortels. Whether you like it or not. Israel is ons wortels. God het daardie volk met 'n rede geroep. Hoekom? Abraham, Isak en Jakob, gaan lees dit maar in jou Ou Testament. O, verseker is dit ons het nou klaar afgeskeer. So jy gaan dit nie kan lees nie, jy gaan dit nie kan verstaan nie. Die tweede gebod wat sê hy? Jy mag geen beeld maak. En enigiets wat in die hemel of die aarde, waar, jy kan geen beeld maak. En daarvoor neerbuig en dit aanbid nie. Amen. En dit jou God nie. Christendom, pas op vir julle met julle kruise. Pas op. Julle maak daai kruis ver heiliger as Jesus Christus.
ver heiliger as Jesus Christus. Daai was 'n vloekhout vir Jesus Christus gewees. Vir my Messias. Ek sê nou, en ek sê dit al vir die laaste paar dae, want ek besef in die tyd waar ons ingaan. Hierdie God, hierdie alleenwyse God, wat sy godskap aan die hemel gaan ophang het in 'n kapstok en ons besoek het hier op aarde. Saam met ons gewandel het, ons geleer het, ons onderrig het, gesterwe vir ons het. Toe hy die begin alles gemaak het, het hy ook bome gemaak. En geweet wat sou gebeur. 'n Boom, 'n vloeke, sal ek gaan haal, sodat hierdie skepsel vir wie ek lief is, vry kan wees. Wat is die derde gebod? Hier jou God se naam uitlik. Ja, en ons boere is baie lief vir dit. En Amerikaners is nog liever vir dit. Om die naam van die Here ydel te gebruik. En te dink niks gaan gebeur nie. Hulle het altyd ge-oh my God in Amerika, né? Is ek reg? Al die tyd as oh my God, en ek het gesê, it's shout. Oh my God, that's your God. My God don't allow you to speak like that about him. Or use his name in vain. Maar nou die laaste tyd, kom hulle stryd voort uit met, oh Jesus Christ. En dan sit nie in 'n gebed nie. Wat sê die Here? Sal hom ongestraf wees. En ons boerevolk begin met dit. Ons al jare, nee, pas vir die Natasha, hou nie daarvan as ek hierdie woordjie gebruik nie, en ek gaan hom vandag vir julle gebruik. Hierdie ding wat ons sommer, ag, Jesus man. Weet jy wat jy doen? En as jy dit doen en jy weet wat jy doen, sê my net voor die tyd dat ek glad nie met jou in enigste verwantskap staan nie. Ek wil nie saam met jou loop nie en ek wil nie saam met jou wees nie. Want as die Here jou gaan kom besoek, en weet jy wat, ongelukkig weet ook dat hy so barmhartig is, dat hy jou verdra wanneer jy so is. Want hy hoop dat jy eendag tot bekering sal kom. En berou sal hê oor jou sondes. Wat is die vierde gebod? Yes, die een waaroor ons almal vaskop, né? Vierde gebod. Heilig myself. Ja. Ja, François, dit was vir Israel gegee. Nee. Van lees Genesis weer. Waar kom dit? Al hierdie het te doen met liefde. Hoe lief het ek God? En hoe gehoorsaam sal ek wees? Vanaf 5 tot op, van die 5de Here tot op die 10de gebod. Werk hoor met my mense werk wat langs my is. En ek het eendag met 'n polisiekollega van my gestryd. Hy het gesê, ja, daardie mense is nie van my mense, dis nie my naaste nie. Toe lees ek vir hom 'n gedeelte, toe sê van, die mense wat jy mee skouer stuur, dis jou naaste. Dis die mense wat die Here sê, met jou lief, hulle lief en net soos jouself. En dan het die skrif gedeelte wat ek in die begin gesê, van Markus 12, wat sê die Here. Door Israel, die Here ons God is, hy enige Here, daar was geen ander soos hy nie, né? Jy moet jou hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou naaste soos jouself. Wat verklaar die woord van die Here in die einde oor die mense wat in gehoorsaamheid teenoor God staan? Kom ons gaan lees in Openbaring. Openbaring 12 vers 17 sê, en die draak, wie is hierdie draak? Jou slang. Lucifer, né? Was vertoring op die vrou. Wie is hier die vrou? En hy het weggegaan en oorlog gevoer teen haar en ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus aan. Wat doen? Die gebooie bewaar. Nee, nie. Hierdie woord, wat Paulus sê, is ingegee vir teregwysing, onderwysing, sodat die mens van God volkome kan wees. Openbaring 22 vers 14. Ons het dit nou nog gesing, ons wil nie voor die poorte staan en wag nie. Ons wil nie daar teruggehou word nie. Ons wil nie daar aankom en hoor, hy klaar ingegaan en die deure toegemaak nie. Salig is die wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingang deur die poorte van die stad. Wat doen? Wat sy gebooie
doen. Dis die eerste gedeelte in die Bybel waar hierdie verander van bewaar na doen toe. Wat is hierdie ding gooi, moet ek hulle weer vir julle lees? Eksodus 20, jy kan dit gaan lees. Gaan lees om met vryheid gee ek vir jou die reg om dit te gaan lees. Ek het nog so 18 bladsye, as dit is reg. Ek vra vir jou vandag, wat hou jou weg van gehoorsaamheid? Wat hou jou weg? Om gehoorsaam te wees aan God. Jy sien genade. Jy het geleer dat genade vir jou gegee is deur die bloed van Jesus Christus en nie deur jouself nie. Dit was nie iemand anders se bloed nie, is dit? Dis nie ons eie bloed nie. Dit was die bloed van Jesus Christus wat ons vrygekoop het. Vrygekoop het sodat ons nie die wet moet onderhou nie. Nee. Dit bring ons by gehoorsaamheid om dit te doen en die mense so te leer. Uit die oogpunt van 'n polisiebeampte wil ek jou vandag vertel dat hierdie land Suid-Afrika meer as 1700 wette het. Meer as 1700 wette het. 250 huidige nasionale wette. Menende oralste van Limpopo tot in die Kaap is hierdie wette, hierdie 250 wette van toepassing. Honderde provinsiële wette, beteken elke provinsie het maar wette wat toegepas word in daardie provinsie. Ek meen, hier is nie kreef nie, so ons kan nie iemand hier aankla vir die handeldryf van kreef nie, is dit nie so nie? Right. Duisende munisipale wette, net omdat die mens van God 10 gebooie nie kon onderhou nie, of nie wou onderhou. Hulle rug daarop gedraai, omdat iemand met 'n geheime agenda hier ingestap het in hierdie skippe, met 'n idee van bitter, om ons van dwaal af te bring, van koers af te bring, om ons op 'n plek te bring waar Satan ons kan uitkleer, afslag gee, ons verwoes en ons vernieuw. Hoekom? Want ons is nie gehoorsaam. Wil dit nie doen nie. Frans, wat hierdie gebooie, is nie vir my nie, dis vir Israel. Seker. Prediker 12 vers 13, Prediker leer ons baie dinge. Prediker 12 vers 13, 12 jaar vers 13 sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Sekere mense, vir alle mense. As jy die dag tot bekering kom, kom ek stop net so 'n bietjie na. Hoekom gaan dit in ons land soos dit gaan? Wie vrees nie vir hulle eie lewe in die land? Ja, ons het die Here lief en ons weet dat hy ons sal bewaar en beskerm, dat die engele aangaande ons opdrag gegee het om ons te bewaar en te beskerm, maar kyk hierso, hier's nie meer ons op die plekke. Wat vrees ons? Want hoekom? Mense het nie meer respek vir ander mense se eie naam nie. Hier by die kerk, dan sien ek sussie, lyk bietjie mooi, dan ek klaar gedagtes in my hart. Hey sussie, jy lyk groen, né? Sê ons goedjies om begin dingetjies dink en die dinge werk hier binne. En ons gee die duiwel 'n hand binne die gemeente. Hoekom? Omdat ons nie gebooie wil. Ek kan vir jou vandag met alle redelikheid sê, hoekom ons dit nie doen? Dis vierde gebod. Die vierde gebod wat ons maak, hare reis. Oorlog wil maak. Teen wie maak jy oorlog? Hoekom word jy kwaad? Dis jou God wat dit in werking gestel, nie mense nie. Nie Moses nie, is nie Moses se wet nie. Was nog nooit Moses se wet gewees nie. Dit was instruksies wat God vir hom gegee het. Ja, maar dit is Israel, dis die, en is dat, ja, al die argumente, carry on with it. Ek sal doen wat ek glo, die Here het van oortuig. En daarom hoor ek die saam. Nee, dit is nie 'n saboteerder nie, nee. Daai jare terug in die apartheidjare het ons saboteurs gekry wat kragstasies opgeblaas het, nee. Pastor Willie is vir my nog moeiliker as vir julle. Julle word uitgekry as Jesus only, net soos ek. Ek word uitgekry as 'n saboteerder, omdat ek die saam het. Jy sien, vanmiddag is die son sak. Pastor Willie het dit gesê, gister.
Kyk, soos wat nou waargeneem word, dis nie hoe God dit altyd waargeneem het nie. Gaan lees maar in die boek Genesis. Van die son sak vanmiddag. Begin 'n nuwe dag. En 'n eindig môre wanneer die son sak. Hy het gekom om tye en hy het reg gekry. Ons maak tyd anders te waarneem. Wat 'n maand is hierdie nou? Dan begin ons doen. Maar God het gesê hierdie is die maand. Wie het besluit om dit te verander? Is Daniël se woord waar? Ja, dit is. Ons moet nou maar net teruggaan en onsself gaan ondersoek en sê, Here, waar staan ek? Waar staan ek in terme van gehoorsaamheid? As dit nie vir jou is nie, as jy voel dit moenie dit doen nie. Jou keuse. Maar ek vra jou dat jy met die klein gunsie sal doen, wie jou een klein gunsie sal doen, dat jy net sal gaan bid. En die Here vra, Here, gee my duidelikheid. Ek wil nie die verkeerde plek maak. Ek word uitgekryt as alles onder die son. Mense het nou weggehelp by baie plekke. Omdat ek sê, my God is eenwaardige God. Hy is nie in drieënde nie. Hoor is daar. Die Here ons God is een. Amen. My gehoorsaamheid is aan hom. Heer, wat te doen? Sy gebooie te kom raak. Nie omdat ek smaak is nie. Maar dat ek moet ek omgee wat hy van my dink. Wat hy van my sê. Die woord met hom wil lief. En daarmee kan ek vir jou sê, daar is een skrifgedeelte in die hele Bybel wat ek vrees. Kom in Mattheus 7. En hy sê, julle werkers van ongeregtigheid, gaan weg van my af. Wat het hulle gedoen? Kerke gebou, mense gedoop in die naam van Jesus Christus, hulle het alles gedoen onder die son, hulle het iemand dooies opgewek. En Jesus sê vir hulle, gaan werk, werkers van ongeregtigheid. Ek ken julle nie. Gaan dink maar mooi. En daarmee, goed ek julle. Die Here sê, Shabbat Shalom vir julle. Ek gaan afsluit met die gebed. Kom ons bid saam. Aba Vader, ek loof en ek prys U. U is my God, my verlosser en my saligmaker. Dankie dat U my staande hou en tot hier gebring het in fellowship. Here, en ek dank U vir elke siel hier vandag. En ek bid dat U met ons elkeen sal werk, want U ken ons elk. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie pastoor Billy. Prys Here, kom ons loof en prys Here vir 'n geleentheid wat ons gehad het om vanmiddag te luister en sê hoor. Ek wil tog vir u sê vandag vind van Here, die hele doel van 'n konferensie is nie om net lekker kerk te hou nie, maar dit is ook om te leer. En soos wat ek gesê het, kom ons gebruik die woord. Ons geniet die woord, ons leer uit die woord uit. En ons laat toe dat die Gees van Here die naprediker wees van die woord. Amen. So ek gaan vra dat die musikant voor te kom, ons gaan sy 2 koortjies saam sing. Daarna gaan ons dan afsluit vir vandag. En dan kyk ons uit na geseënde diens vanaand wat ons saam met pastoor Wiel gaan hê en ook so in die teenwoordigheid van die Here gaan beweeg. Amen. Amen. Kom julle wat julle is toe. Ek dink ons gaan hierdie een koortjie saam sing. Hou my trou weer, Jesus hou my trou. Ek dink op die einde van die dag is dit op waaroor alles gaan. Die getrouheid aan die Here en die getrouheid aan sy woord. So kom ons almal saam op, dan sing ons daardie koortjie dan. Gaan ons afsluit dan. Soos wat pastoor vir ons ook gesê het. Kom ons bid die Here. En ons vra die Here vir sy wysheid, vir sy insig. Kom ons bid die Here dat sy Gees die volkome werk sal doen. Hy sê dat hy sy Gees gestuur om ons te leer, te rig en te lei. Bewus te maak van sonde. En
En dis die gees van die Here se werk om by elkeen van ons te kan besoek en ons daarvan te oortuig. Ek wil nou gaan oor vir drome kom speel. Ons Koning Jesus, ons loof en ons prys die wonderlike naam. Vader, weer eens dankie vir die spys wat ons kon nuttig, my meester. Spys uit die troonkamer uit die woord uit, my Vader. Vader, gee dat ons hand in eie boesem sal steek, my meester, en kyk waar ons tekort skiet, my Koning Jesus. Vader, ek wil nie hierdie diens afsluit nie, my meester, want daar lê nog 'n hele naweek voor. Maar ek wil vra, my meester, dat U met ons sal wees deur hierdie naweek wat voor lê. Vader, sou daar nou mense wees wat van hier af huis toe gaan beweeg, my meester. Bid ons, Vader, dat U met hulle sal wees, dat hulle sal veilig ry, my meester. By hulle plekke sal kom en sal vind soos dat hulle dit gelos het, my meester. En dat hulle weer eens sal terugkom, my meester. Ons saam met ons hierdie res van hierdie naweek deur te bring. Vader, seën elke prediker, elke musiekant en elkeen wat deel het aan hierdie naweek, vir die naweek nog vorentoe, meester. Ons bid dit alles in die wonderlike naam, die enigste naam, Jesus die Christus. Amen. Amen. Prys die Here. Vir u wat wil, jy is meer as welkom om uit te beweeg buite toe, bietjie buite gaan kuier. Ek gaan vra dat ons musikante so 'n bietjie gaan agterbly. Ons gaan so 'n bietjie lekker paar koortjies saam sing vir die wie wil. Jy is nie verplig om dit te doen nie, maar as jy wil, jy is meer as welkom om saam met ons bietjie koortjies te sing tot eer van die Here. Vir die res, as jy voel om 'n bietjie uit te gaan, jy is ook welkom en dan weer by ons in te skakel. Jy is ook welkom om dit te doen. Prys die Here. Dames, koffie vir diegene wat koffie drink, jy is meer as welkom om koffie te gaan drink aan buite.